Hallo julle, ek glo dit gaan goed en dat julle almal se belydenis is dat God is in beheer en hy is die een wat voorsien, wat beskerm. Ek loop in sy guns en sy goedheid volg my oral waar ek gaan. Maar ek wil gou 'n bietjie met julle praat oor die alledaagse lewe, die elke dag lewe wanneer ons nie by die kerk is nie, wanneer ons nie tussen medebroers en susters en vriende is en familie is wat in die kerk is en ons belydenis dan nie dieselfde is as wat dit Sondagoggend is nie. Jy weet mos Sondagoggend dan kom ons mos by mekaar daar en dan vra die een vir die ander een, hoe gaan dit? En dan, nee, dit gaan goed. En hoe was jou week? Nee, het was lekker gewees. En maar hier in jou agterkop weet jy, dit gaan eintlik nie so goed nie. Ek is bietjie negatief, ek is bietjie down en wel 'n paar dinge hierdie week gebeur wat ek nie vir mense gaan vertel nie, want ek weet nie hoe gaan hulle daaroor voel nie, hoe gaan hulle optree daaroor, wat gaan hulle dink van my. Maar tog gaan ons almal daardeur. Almal van ons kom op 'n punt wat ons ergens net moet sê, genoeg is genoeg. Ek het die Here in my lewe nodig en ek het ergens of 'n belydenis of deur verkeerde vriende of deur my eie aksie het ek ergens iets gedoen wat verhinder dat ek in God se guns loop en geseënd is. Nou dit kan dalk vir jou klink asof dit onmoontlik is om in God se guns te beweeg en om nie geseënd te wees as ek 'n kind van God is, maar ons moet in gedagte hou dat daar is ook 'n maatstaf waar volgens God ons meet. Jy sien, ek en jy kan nie negatief wees en die positiewe verwag nie. Ons kan nie die belydenis hê van ons weet nie wat's volgende nie. Ons kan nie belydenis hê van ek weet nie of dit ooit sal regkom nie. Ons kan nie die belydenis hê van daar gebeur dit weer nie. Weer as ons 'n spreekwoord wat ons sê, as hulle vir jou vra, hoe gaan dit? Dan sê jy, ek weet nie meer nie. Ek weet regtig nie meer nie. En het jy agtergekom as jy vir iemand sê, ek weet nie meer nie. Alles loop skeef. Dinge loop net nie reg nie. Dinge werk net nie uit nie. Ek weet nie wat om mee te doen nie. Ek bid al so lank, maar dis asof die Here my nie hoor nie. En ek weet nie wat gaan ek verder doen nie. As by môre weet ek nie. As die Here nie vir my deurkom nie, weet ek nie wat gaan ek doen nie. Het jy dan agtergekom, daai persoon met wie jy praat, met wie jy deel, hulle praat dan net so lekker saam met jou. Hulle sê ook dan, ja nee, ek weet nie wat gaan ons doen nie. Ek weet regtig nie. Ons vat 'n voorbeeld. As jy vandag vir enige iemand noem, enige iemand, en jy kan met hulle praat oor die toestand van ons land, oor politiek en net die dinge wat om ons gebeur, slaggate in die pad en wet en orde wat nie meer gehandhaaf word nie, misdaadsyfers wat hoog is, die prys van petrol, ons waarde van ons geld teenoor die res van die wêreld. Beloof ek jou, as jy net een van daai punte noem, gaan jy die eerste en tweede, moontlik nog die derde persoon kry wat saam met jou loop en hulle gaan saam met jou praat en jy gaan agterkom dat voor jou oë uitvee het ons 45 minute of 'n uur gespandeer om te kla oor alles wat verkeerd gaan, oor dinge wat volgens ons nie goed gaan nie, wat nie reg is nie. Maar tog leer die woord ons in Matteus 5 vers 13 sê God, julle is die sout van die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry die mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant gegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op die lampstander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. So, ek wonder baie keer of die kerk, of ek en jy, kinders van God nog,
onthou hoe om die sout te wees. Onthou ons nog hoe om die lig te wees in 'n donker wêreld. Is ek en jy nog die een wat, as iemand by ons kom en kla oor die toestand van ons paaie, oor mense wat nie meer die wet gehoorsaam nie, en sommer net oor 'n rooi robot ry. As mense kla oor hoe swaar dit met hulle gaan. As ek en jy nog die sout van die aarde is ek en jy nog die lig in iemand se lewe. As iemand by jou kom en vir jou sê, ek weet nie wat gaan aan nie, ek weet net nie, ek sien nie meer kans nie. Wat is my en jou se reaksie? Is ons die sout, of is ons die sout wat laf geraak het, wat buite gegooi word en vertrap word? Is ons die lig wat God wil hê ons moet wees? Skyn ons in iemand se lewe, in iemand se omstandighede? Of kruip ons onder 'n emmer in en praat saam met hulle oor hoe sleg dit is en hoe bad dit is en hoe dit net nie gaan regkom nie. En partykeer moet ons op 'n punt kom wat ons net weer terugkom by die roots, by wie God ons gemaak het en wat God oor ons droom en wat ons doel is. Jy sien, baie van ons het vergeet wat ons doel is. Ons het die dag toe ons tot bekering gekom het, was ons so opgewonde, ons wou almal vertel het en ons wou by elke straatuitreiking gekom het en by elke sopkombuis en ons wou almal na die Here toe gelei het. En ons was die sout van die aarde, ons was die lig gewees. Maar ergens toe die lewe ons begin beetpak en dinge op ons neerdruk en ons gewig moet dra wat glad nie nodig is nie, want Jesus sê sy las is lig en hy dra dit vir ons. Maar toe ons toelaat dat mense kom kla oor alledaagse dinge wat volgens hulle nie reg is nie en wat moet verander, toe kom ons agter, maar voor ek my oë uitvee het ek sout geword wat laf geraak het. Ek het die lig onder 'n emmer begin sit. Ek het die antwoord wat daar is, het ek opgehou om te versprei. Ek het nie meer op daai punt gekom wat ek die positiewe een in die kamer was nie, in die werksplek was nie, in my huis was nie. Ek dink ek en jy het baie keer op 'n punt gekom wat ons saam praat in plaas van teen praat. Dit is altyd vir my so merkwaardig as 'n ou vir mense sê, God is in beheer. Het jy al agtergekom hoe mense se handel en wandel dan verander? Hulle praat dan nie meer 45 minute of 'n uur met jou nie. Dis die vinnigste wat mense vir jou sê, ja nee, definitief, ja nee, kyk, ons is baie om voor dankbaar te wees. Maar ja, hoor jy, ek moet gaan, jy sien, want dis maklik om negatief te praat, dis maklik om te kla oor alles. Want dan kan ek vir mense wys hoe swaar dit met my gaan en dan kan ek so bietjie aandag kry. Maar sodra ek bietjie praat oor God en hom verheerlik, sodat hy aandag kry, dan is die aandag nie meer op my nie en dan is dit nie meer so lekker om oor iets te praat wat my nie aandag gee nie, wat my naam nie groot maak nie, jy weet. Ons is mos geneig om by die werk met iemand te praat en dan sê iemand vir ons, ek weet nie wat gaan ek doen nie, ek het hierdie probleem en daai probleem en my kinders gee my soveel probleme en dan gaan ons vanaand huis toe en as ons by die huis kom, dan vra ons vrou of ons man vra vir ons, hoe was jou dag by die werk? En dan is ons vinnig om te sê, ja, nee kyk, ek is bly, ek is nie Sunny nie, want my kinders van haar, nee kyk, hulle maak hy vrou klaar. Sy is die enigste een in 'n huis wat werk, die ander lê leeg daar by huis en sy moet maar sorg. Of ons kom en ons vertel van hierdie een wat weer sonder werk sit, en die een wat alweer dit gedoen het, en daai en sy kind wat toegesluit is die 3de keer alweer verdronk bestuur, en so bespreek ons ander families, en ons bespreek ander mense,
En ons gaan en ons verheerlik die duiwel se werk, want dit wat die duiwel regkry tussen mense, met mense, ons gaan praat daaroor. Het jy al vir jouself gedink as jy by die huis kom en jou vrou of jou man vra vir jou, so hoe was jou dag by die werk, en jy sê, great, sê weet jy, wil jy by my gekom en gekla oor sy seun, wat alweer werkloos is. En ek het hom eenkant gevat en vir hom gesê, weet jy wat, die Here gaan vir my deur oopmaak, kom ek bid saam met jou. Of as jy by die huis kom en hulle vra vir jou, wat is jou dag, en jy kan vir hulle sê, weet jy wat, vanoggend toe ek aankom, toe sit, daai sekretaris is so down and out. Sy kon amper my nie groet nie, en ek kon die hartseer in haar oë sien, en toe ek vra wat gaan aan, toe verduidelik sy vir my wat aangaan. En weet jy wat, toe ek 5 minute om dag gepraat het, oor God, toe voel sy al sommer beter. Toe kon jy weer die glinster in haar oog sien, en sy het weer die vrymoedigheid gehad, om iemand te groet of 'n telefoon op te tel en te antwoord, met die wete dat God is in beheer. Jy sien, ons doen dit nie, ons is geneig om saam met die mense te kla, wat ons eintlik moet uitlig. Sien, ons is baie gemaklik daarmee om altyd God te vertrou om dit te doen. En ons gebruik altyd daai sinnetjie van die Here is in beheer op 'n verkeerde manier. Dit was met die doel wat Jesus gesê het, groter dinge as ek sal julle doen. En dit was met die doel dat hy die disippels uitgestuur het om die koninkryk te bou. Dit was met die doel dat jy tot bekering gekom het en dat God jou geskape het met die unieke talent en die persoonlikheid wat jy het. Daai omgee hart en daai partykeer dalk gaan ek misvat, maar kom ek sê maar net so, en dan kom jy agter, joh, dis eintlik God wat met my gepraat het, en dit wat ek vir hierdie persone gegee het, is presies wat hulle nodig gehad het. Sien, ek en jy moet weer 'n bietjie opstaan as kinders van God. Daar is 'n vers in die Bybel wat sê, die natuur wag met reikhalsende uitroep na die openbaarmaking van die kinders van God. Net so wag daai persoon wat instap vanoggend by die werk, by jou huis, jou kind wat van die skool afkom, jou man of jou vrou wat van die werk afkom, wat bietjie negatief en down is oor dit wat gebeur het vandag. Net so sal daai persoon dit waardeer, as jy hulle net bietjie moet inpraat, net bietjie wat God se woord sê. Jy hoef nie eens 'n vers te quoteer nie, jy kan net vir hulle sê wat jy weet, wat in God se woord staan. Jy kan hulle net vertel van wat in jou lewe al gebeur het, hoe die Here vir jou dinge omgedraai het. Jy kan hulle 'n bietjie herinner van die keer toe dit nie so goed gegaan het in jou huis nie, die keer van toe dit sleg gegaan het met jou persoonlik, en hoe die Here vir jou uitgekom het, hoe die Here dit vir jou reggestel het, en dan is ek en jy die sout van die aarde, dan is ek en jy die lig. Dan kom ons op 'n plek wat ons die werk doen waarvoor God ons geroep het. Jy sien, baie van ons dink ons moet evangeliste wees, ons moet pastore wees, ons moet lofsang, prys en worship doen, en ons moet in 'n band kan speel, maar ons grootste werk is om buitekant die sout en die lig te wees, om 'n verloorgaande wêreld buitekant te vertel van God se goedheid, God se guns, en dan net terug te sit en net te sien hoe God dit uitsorteer. Jy sien, as jy vir mense vertel, God gaan dit vir hulle uitsorteer, en jy bid saam met hulle, en hulle glo, en dit word uitgesorteer, dan loop hulle met 'n getuienis weg. En as hulle by iemand kom wat negatief is, wat kla oor die politiek, en kla oor hulle werk, en kla oor hulle klein salaris, en kla oor hulle bestaan, dan gaan hulle die sout wees, hulle gaan die lig wees. En so begin ons stelselmatig. Dan word die 1 persoon 2, en die 2 persone word later dan 4, 4 word 8. En so gaan ons aan, en voor ons oë kan uitvee, sit ons met 'n hele buurt, sit ons met 'n besigheid, sit ons met 'n skool, wat positief gefokus is op God, en min dinge sal hulle onderkry.
lees gou weer vir jou uit Matteus 5 uit, maar vers 3 af, sê hy hierso: Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer julle die mense ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Jy sien, ek en jy moet op 'n punt kom dat ons weer lag en smile, en die een is wat die verandering bring. Die een is wat hulle wegloop by die werk en sê, ek weet nie hoe doen hy ou dit nie. Hy sal deur so baie, maar hy het altyd 'n glimlag op sy gesig. Ek en jy moet die een wees wat wegloop, wat hulle nakyk en sê, as die Here dit vir hom kon doen, kan die Here dit vir my doen. En dit gaan nie oor my of oor jou wat groot gemaak word, of 'n naam kry of iets nie, glad nie. Dit moet absoluut oor God gaan. Maar ek en jy is die hande en die voete, ons is die kanaal, ons is die voorbeeld, ons is een wat moet voorloop. En as daar iemand in jou lewe is wat voorloop, en jy volg, maak seker dat daai persoon loop met die regte gesindheid, die regte gedagte vooruit. Maak seker dat die wat jy volg is uit God se hand uit. Ons kom baie keer op 'n punt en dan besef ons dat Pietie of Jannie of Sannie of Saartjie het vir ons by ons gestaan deur dik en dun. Toe het swaar gegaan het met ons, het hulle by ons gestaan en was hulle daar vir ons, en ons gaan nie ontslaa raak van hulle nie, en hulle is ons vriende, en hulle is ons beste. Maar baie keer moet ons 'n bietjie gaan kyk of hulle regtig die sout van die aarde is, die lig is, en is hulle intensie regtig om by God te bly en my en jou positief te motiveer. Ons kry baie keer kerkmense, die mense wat halleluja en amen, hande in die lug, en as jy by hulle kom met 'n probleem, dan is hulle antwoord gewoonlik, ons gaan saam met jou bid. Maar hulle bid nie daar vir jou nie, hulle beloof jou, hulle gaan vanaand vir jou bid. En dan in die kamer, in hulle studie, in hulle sitkamer, waar ook al, as hulle bid vanaand voor hulle gaan slaap, dan vergeet hulle van jou. As hulle onthou, is dit hierdie vinnige shortcut gebed, wat ons daarom net ons gewete moet sis. So ek vra jou vandag, kom ek en jy word weer die sout van die aarde en die lig wat Jesus ons gevra het en gesê het om te wees. Kom ons wees weer geseëndes van die Here, wat ons kan deurloop, sodat ons die koninkryk kan beerwe, sodat ons kan getuies wees en God die Vader kan verheerlik vir dit wat hy in ons lewens doen. Kan ons op 'n punt kom wat ons weer vir mense wys hoe goed God is. Kan ons op 'n punt kom wat ons vir die mense weer buitekant wys dat dit is die moeite werd om die Here te dien. Nie net om goedheid en guns uit sy hand uit te ontvang in voorsiening nie, maar omdat hy lief is vir ons en omdat ons lief is vir hom, omdat hy die Vader is, omdat Jesus vir my en vir jou gesterf het en vir een en elkeen om ons, omdat die Heilige Gees ons beste vriend is. En laat ons bietjie net buitekant die negatief begin doodtrap en bietjie die vuur van die Heilige Gees begin aansteek. En laat ons bietjie op 'n punt kom wat ons nie gaan wonder of God 'n verskil gaan maak nie, maar dat ons gaan weet God gaan 'n verskil maak.
As jy vandag met iemand praat, 'n bietjie negatief en down is, beer hulle bietjie op, vertel hulle van God se goedheid, getuig bietjie van hoe die Here jou al uitgehaal het uit so 'n situasie uit. En dan môreoggend dan groet jy hulle, en dan sal jy sien die verskil wat die Here in hulle lewens gemaak het. Moenie jammer voel vir die persoon wat deur 'n tawwe tyd gaan nie. Wees bly, hulle gaan daardeur. En dit klink dalk nou, hoe kan jy sê, maar dis baie keer al hoe ons as mens weer herinner word aan God se goedheid. God bring nooit negatief of sleg in ons lewens in nie, nooit nie. Dis of ons eie toedoen, of die duiwel se werk. Maar dan moet ons ook op 'n punt kom wat ons weet, dat as die Here vir my deurkom, wanneer die Here vir my deurkom, dan gaan ek weer besef wie hy is. En baie keer help die duiwel ons, om weer te besef wie God is. As hy ons bietjie trip en laat struikel, want dan kom God se regterhand en hy help ons weer regop. En hy skud die stof van ons af, en die Heilige Gees herinner ons aan God se goedheid. Maar kom ek en jy wees die hande en die voete en die kanaal en die positiewe beer vorentoe. As iemand by jou kom vandag en sê vir jou, ja, jy sien hoeveel potholes is in die pad hieronder. Vertel hom van die ander pad wat jy gesien het, wat hulle daarom die potholes begin toemaak. As iemand kla oor hoe lank die gras is in die munisipaliteit, doen niks omtrent nie. Vertel hulle 'n bietjie van 'n paartjie wat jy gesien het wat skoon gesny is. As hulle kla oor wetstoepassing wat nie meer daar is nie, vertel hulle dat God is in beheer, en solank as wat God op die troon is, kan enige iemand kom met hulle wet wat hulle nie wil gehoorsaam nie, en dit sal nie na jou toe kom nie. Gaan vat elke situasie bietjie van negativiteit en maak dit net positief. Dit is so maklik. Jy moet net 'n positiewe belydenis hê. Dit wat God in jou hart gesit het, die dag toe jy tot bekering gekom het, daai blydskap, opgewondenheid, positiwiteit, om te weet dat jy 'n gunsgenoot is, om te weet dat jy geseënd is, gaan haal dit bietjie uit. Gaan krap dit bietjie skoon in. Gaan beer jouself net bietjie op. Sit 'n glimlag op jou gesig. Skyn bietjie. En dan stap jy in jou werksplek in jou huisvesting in jou alledaagse lewe in. En dan gaan wees jy bietjie wat God jou geroep het om voor te wees. Ek en jy moet 'n verskil maak in die koninkryk. En God moet in beheer wees en die eer kry vir alles wat hy vir ons doen. Ek vertrou dit gaan goed gaan met julle, en ek weet ek en jy gaan 'n verskil maak daar buite in 'n wêreld waar negativiteit so groot is, dat ons vergeet het wie God is en wie ons is. Maak jou belydenis, I am who I am said I am. En dit is 'n oorwinnaar, en ek staan kop en skouers bo ander uit. Ek sien die lig van God, en ek sien die oorwinning, en ek gaan die ou langs my ophelp, om ook die oorwinning te sien. Om ook te sien waar ons op pad is, en te weet dat die Here is in beheer. Julle moet 'n lekker geseënde dag hê, nag hê, en ek vertrou dat dit goed gaan met julle almal. Dankie julle, be blessed.